Kobus Hilter is die bestuurende direkteur van Agriculture. Hulle fokus op voedselsekerheid en kleinskaalse boerderye. Welkom Kobus, alweer. Hi Corneille. Ja, ons stap al 'n lang pad en dit wat julle doen is wonderlik. So ek sien baie uit na vandag se sessie. Dit is so inleidend. Ek het nou gekyk na twee pragtige insetsels. Daai hele ding van agritourisme, die bokmelk, daai nastergaals. Ek het geleer van saffraan en truffels in nisboere. Nou het ek weer nog iets geleer. Maar wat is jou opinie ook sommer van wat jy daar gesien het? Nee, weet jy, dit is ontsettend bemoedigend. Ek dink die groot ding wat 'n mens nie altyd besef nie is, ja, as 'n mens met enigiets 'n wenresep het en modulêr daarna kyk om dit om modulêr te laat groei, dan kan 'n mens nie glo waarna toe as jy terugkyk waar jy begin het nie, ja. Kobus, ja, dit klink indrukwekkend wat hier op die tafel lê, maar vertel my gou 'n bietjie, jy begin daar by die saadpakkies, wat presies lê nou hier voor my? Die starter packs, die kleinste perseel starter packs is die basies die 15 en die 30 reeks wat ons het. 15 vierkante meter. 4 meter, ekskuus, 15 en 30 vierkante meter. Nou hierdie die pakkies wat ons nou het, die donkerblou en die oranje, is soos wat ons hulle ken heidaglik as die somer en die winterpakkie. Okay. So die konsep rakende dit is dat jy met 8 pakkies van hulle deur die jaar. So jy plant basies 'n somer 1 en 'n somer 2 en dan plant jy hulle 6 weke uitmekaar uit. Dan kom jy by Maart maand. Dan gaan jy oor na winter toe. Dan plant jy nou jou winter 1 tot 4, letterlik 6 weke uitmekaar uit, wat jou normaalweg vat hier tot omtrent in einde September. En dan bly dan mos nou die 2 somer 3 en 4 oor. En as jy dit plant, jy kan dit plant op 60 vierkante meter wat die oppervlakte is wat normaalweg met jou RDP behuising skemas voorsiening gemaak word. So in so 'n skema dan of as jy daai benadering het jy die hele tyd het jy groente letterlik van die 6de week af. Het jy groente reg deur die jaar. En dan wat ons met die pakkies doen is, ons probeer so ver as moontlik seker maak dat ons alles insluit, laat enigiemand wat dit plant, alles het en die beste kwaliteit het daarvan om nie foute te maak nie. So daar is die kans vir sukses is baie groot dan. Absoluut, ons werk, dit is 'n nimmer eindigende proses wat ons aan werk. Juis en ek sal nou kom by die nuwe pakkie wat ons juis besig is om te kyk, maar die pakkie sluit in, hy sluit behalwe die handleiding in, sluit hy natuurlik die kombinasie van saad. Ons het 3 hooflyn variëteite wat ons gebruik en dan het ons 5, ons oorweeg nog om te kyk of watter ons dit bietjie wil wysig met die nuwe pakkie. Dan het hy hy het nog hulpmiddels en hy het 'n toutjie wat spesiaal gemerk is, sodat iemand as hy nou nie 'n maatband het nie, kan hulle perseel self uitmeet, hulle kan die spasiering daarmee gebruik om dit te kan meet. Dan is daar natuurlik die kunsmis ook in. En die verskil is wat ons in die bestaande pakkie het waar ons die enkele kunsmismengsel gebruik het ons nou die besluit om 'n kombinasie van 3 kunsmismengsels in te sluit. En ek dink dit is daar lê 'n groot dis wat hier lê basies. En dit is in 'n sekere volgorde wat ons dit met ander woorde gaan of aanbeveel dat dit toegedien word. Dit is op hierdie stadium redelik klaar beproef. So maar daar's 'n baie spesifieke belangrike voorskrif op wanneer jy wat moet toedien. En die eerste gedeelte wat 'n mens met ander woorde gaan toedien is om net jou dis 'n 111 NPK formulasie, nou maar net om in die wortelsone genoeg voeding te kry sodat jy jou plante vestig. En dan word dit nou aangevul deur 'n beproefde grond- en wortelkondisioneerder wat se werking is om die voedingsstatus in die plant in ekwilibrium te plaas. En dit word dan opgevolg basies deur Gatskop. Gatskop is op hierdie stadium is hy wêreldwyd in aanvraag en hy het nie vir nie die naam geregistreerde naam van Gerskop, weet ek wat hulle verwys in die buiteland nie. Suid-Afrikaans. En dit word dan aan die einde van die seisoen toegedien. En dit
bevat is 'n unieke hoeveelheid van makro en mikro-elemente wat dan nou vir vrugvorming, met ander woorde, na die einde van die seisoen toegedien word. So gaan letterlik en figuurlik jou opbrengste 'n goeie gatskop gee dat dit gaan goed doen. Ons glo dit. Want dit is eintlik lekker, ja, want weer eens, so ek sê, as jy aan publiek kyk en jy stap in 'n enige winkel of koöperasie en jy koop net sade van die rak en gedruk in die grond, dan dis oké, maar hierso gaan dit suiwer oor, ek bedoel, jy vir 'n klein begrotingkie en vir iemand met eintlik beperkte kennis, kan jy eintlik op 'n professionele, deesdae amper presisieboerdery skaal, ek wou sê hand aan boerdery waag, en wie weet, dit lei dalk tot iets baie groters vorentoe, want ek sien hulle het mos al planne gemaak dat jy kan groter skaal gaan geleidelik. Ja, ek moet eerlik sê, ja, ek dink met die 30 vierkante meter pak is die kans seker om 'n, jy weet, om 'n winsgrens van aan die orde van 'n R2500 te kan realiseer is binne bereik. Ja. En so ons glo dis nie net goeie waarde vir geld nie, maar die impak wat dit verskil maak as 'n mens ry en ons sien hoeveel mense langs die pad sit by kruisings wat In elk mense geval, ja. graag wou betrek het, dan sou ek sê hierdie, en ons sien dit met die projekte waar ons klaar betrokke is, gemeenskappe by lewensbestaansverbeteringsprojekte of livelihood restoration programs. Ja. Kan ons ook klaar sien daar wat die groot verskil is wat gemaak word, en ons bly uitbrei daarmee. Vandaar die druk wat ons gehad het om te kyk na die 250 vierkante meter, want die gemeenskap het ons gevra, hoorie, maar kan julle nie dit doen met die besproeiing, om dit ook uit te brei na daai grootte en natuurlik na die kwart hektaar toe ook nie. Met ander woorde, mense het regtig 'n pipeline waar volgens boere progressief kan verbeter, soos wat hulle meer gemaklik word met dit wat hulle doen. En dit geld natuurlik ook vir die bygaande komponente wat ons insluit. Dit is met ander woorde jou toedieningstoerusting, soos jou dripbesproeiings stelsels, soos wat 'n mens hier kan sien, en dan in die kant, daaraan, ja. en dan natuurlik ook vir jou spuittoerusting. Byvoorbeeld jou 250 vierkante meter ene het 'n 5 liter rugsakspuit, en jou kwart hektaar het 'n 16 liter rugsakspuit, en dit is gedoen spesifiek om uit die staanspoor uit, ongeag die skaal, vir 'n boer in staat te stel om 'n presisie fokus te hê. So ons help eintlik dan nou die boere om hulle self te kondisioneer om uit die staanspoor uit presisie benadering te volg, presisie praktyke toe te pas en 'n presisie standaarde na te streef. Ja, dis wonderlik, want een van daai insetsels het hy mos juist gepraat daar aan die einde van, en dit sal my raad ook wees vir enigiemand wat kyk, is as jy enige plan het begin het, want as jy niks begin, jy gaan in elk geval faal, maar as jy begin uit die foute wat jy maak, gaan jy in elk geval leer, maar jy het soveel energie en tyd en moeite al in hierdie pakkie ingesit, dat jou kans om foute te maak is eintlik minimaal, want die saad is behandel, daar's vir jou kleurkodes. Vertel 'n bietjie, want ek weet hierdie is nie net meer 'n mooi droom, dit is al honderde of duisende mense het hierdie al reeds beproef, nê? Ja, weet jy, as ons kyk na oor die laaste, is basies 30 jaar, as ons kyk ook hoe die pakkie sy evolusie gevolg het, en kyk waar ons nou is, en ons is juist nou by daai punt wat dit baie interessant maak om weer te kyk, ja, wat kan ons nog verbeter, want die hele benadering wat ons het met die samestelling van die insette is om te kyk wat is optimaal binne daai sekere skaal grootte, wat wil ons hê moet ingesluit wees, want ons wil hê die boer moet so min as moontlike kans hê om nie suksesvol te wees nie. Ja, en weer eens, ek weet, jy ken dit nou toe, maar baie mense sien dit dalk net vir die eerste keer. So 'n pakkie is 'n 3x5 meter, so 15 vierkante meter, kan jy al 'n redelike klompie kos produseer. Ja, weet jy, kyk ons gemiddelde topopbrengste wat ons het is so net oor die 350 kg. Dis nou eintlik op 'n 30 vierkante meter om met twee lyn te trek, om twee pakkies. Eintlik wat die pakkie self van betref is daar's die hoofgewasse, en dan is daar mos die bonusgewasse. So 'n pakkie al sê ons, ja, dis 'n 15 vierkante meter pakkie. Hy het genoeg saad en insette om basies 2 15 vierkante meter of 30 vierkante meter persele aan te plant. So ons opbrengs van ons hoogste topopbrengste, gemiddelde opbrengste is in die orde van 353, so net oor die 350 kilogram. En ja, ons sien uit om dit te verbeter. Ja. Waar kry jy hierdie tipe produkte? Is dit in die retail beskikbaar? Ja, weet jy, Corneil, ons het op hierdie stadium begin ons redelik groot, het ons 'n redelike groot verteenwoordiging van mense wat in sekere areas
namens ons met dit begin bemark. En dan het ons natuurlik aanlyn ook en ons is in die proses om 'n nuwe aanlyn platform uit te rol wat seker binne die volgende maand die lig gaan sien. En dit is oral en dit is baie interessant. Ons kry baie keer dan kry ons iemand wat vir ons sê ja, hulle het iemand na ons toe verwys en dan net daarna dan tel ons dit op aanlyn dat daar 'n bestelling deurkom. So ons begin redelik met ander woorde soos die sogenaamde hits kry, jy weet, en dan het ons ook groot besighede wat ons die lewensbestaansverbeteringsprogramme of die livelihood restoration programme mee saam uitrol. En dis natuurlik 'n bietjie anders as om net 'n pakkie te kry, maar in daai gevalle wat ons doen is ons plaas van ons eie personeel wat baie kundig is vir tot 'n hele seisoen of 2 seisoene selfs in 'n gemeenskap. En daar word die heeltyd daar vaardighede oorgedra en daar het ons baie belangstelling en sukses en ons groot momentum begin opbou. Daar's areas wat ons ervaar, wat ons nou sien wat groen areas verander het in groen areas wat nie meer 'n probleem het met voedselsekerheid nie en dat daar selfs oorproduksie is, met ander woorde waar daar mense vra, hoor jy, help ons nou met om 'n agrimark te skep om die produkte te bemark en laat die mense dan deel word van die ekonomiese hooflyn om inkomste te kry uit die surplusprodukte uit, dit so. Ek wil nie onder druk sit nie, maar as om net 'n duimsyfer, want baie mense sê altyd ja, talk is cheap, is maklik om te praat, maar net hoeveel skat jy mense in die laaste 15 jaar het jy al so bereik met hierdie tipe planne? So net 'n regte afgeronde syfer. Weet jy, Corneille, ons werk altyd met huishoudings en dan die huishouding maal ons met 'n faktor, soos wat ons nou het, maal ons met 5 byvoorbeeld. Nou ons teiken is om te sê ja, ons bereik jaarliks 10,000 met ander woorde. So dit is vir ons die norm waar ons op huidiglik, met ander woorde, waar ons onsself vergelyk mee en ons wil graag, ons het op 'n stadium 'n sommetjie gemaak van hoeveel fondse ons nodig het om letterlik, en ons het belangstellende besighede wat ons genader het en sê hulle wil in elke van die 9 provinsies projekte uitrol en dan wil hulle hoofsaaklik fokus op 2 sentras. Jy weet, sê nou maar Johannesburg en Pretoria in Gauteng en so in elke gebied, Mokopane en Polokwane en Limpopo. En as ons daai sommetjie maak, dan is dit nie regtig so, dis binne bereik vir ons. Ons het altyd voorheen altyd gedink dit gaan nie moontlik wees nie. Maar ek dink ja, ons kan definitief sien dat dit kan gebeur. Ek gaan ons natuurlik seker 'n kwessie van 3-4 jaar vat om dit te kan doen. Maar dis definitief haalbaar soos wat ons het sien en met die resultate wat ons terugkry. Kom ons sê baie dankie. Ek wens ons het meer tyd gehad. Dankie dat jy vir die land doen. My grootste droom bly dat almal so 'n pakkie gaan bestel vir iemand wat hy ergens wil seën met hierdie wonderlike oplossing. Sê van ja, keep up the good work. Dankie Corneille. Baie dankie dat julle saam gekyk het. Tot volgende week. Groete. En onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Tot weersiens.